Maar het is nog in daai beker. Die ewige marteling in die hel se vuur. Is daar regtig so iets soos 'n hel wat brand? Nou kom ons gaan kyk. Wat sê die Bybel? Is daar 'n hel wat vir ewig en vir ewig brand? So ons moet na twee woorde gaan kyk. Ons moet gaan kyk na die twee woorde hel en ewig. Wat beteken dit in hulle grondteks in die Bybel? In die Ou Testament word die woord hel elke keer vertaal uit die grondteks wat die woord Sheol in Hebreëus is. Nou in sy oorspronklike beteken hierdie woord 'n onsienlike staat. Dis volgens die Konkordansie Young's Analytical Concordance. Die punt wat hier gemaak word, die idee van 'n vuur of pyniging bestaan nie in hierdie woord nie. In die Nuwe Testament is daar 3 woorde wat met hel vertaal word. Die een is Tartaros, die ander een is Hades en die ander ene is Gehenna. Nou kom ons kyk na hierdie 3 woorde. Tartaros. Nou in die oorspronklike teks beteken die woord eintlik 'n donker gat of 'n spelonk. Dis volgens Liddell & Scott se Griekse leksikon. En die woord word gebruik met betrekking tot die Satan en sy engele wat uitgewerp is uit die hemel in die duisternis in. 'n donker gat of 'n spelonk. Weer geen verband met vuur of pyniging in daardie woord nie, ook nie in die grondteks nie. Hades is die ander woord wat gebruik word om te praat van die hel. In die oorspronklike Grieks beteken die woord Hades gewoon dood of graf. In sy rouvorm in die oorspronklike plek sonder lig. So Hades beskryf eintlik dieselfde plek as Sheol. Weer 'n keer geen verband met vuur of pyn of enigiets in hierdie woord. Dan nou hierdie woord Gehenna. Nou hy word 12 keer gebruik en hy word met hel vertaal. En hierdie woord is eintlik die ekwivalent van die Hebreëse woord Hinnom. Is die naam van 'n vallei daarna by Jerusalem. Nou, dit is 'n plek wat gebruik word om karkasse van diere en selfs booswigte te gooi en dan word hulle met die vuur verbrand, daardie hoop, daardie plek daar buitekant.